Het jy geweet, jou fokus kan of jou val, of jou oorwinning wees? Het jy al opgelet hoe maklik jou vrede gesteel kan word net so? Een woord, een situasie, een persoon, en skielik is jou fokus nie meer op Abba Vader nie, maar op die dinge wat jou uit balans uit totaal en al ruk. Die woord sê in Spreuke 20 vers 3, dit is 'n eer vir 'n man om twis weg te bly, maar elke sot breek los. Hierdie vers is nie net wyse raad nie, dit is 'n geestelike waarskuwing. Want die vyand weet presies wat hy doen. Hy hoef jou nie altyd direk aan te val nie. Hy hoef jou net af te lei. As hy jou aandag kan steel, kan hy jou rigting verander. As hy jou fokus van Abba Vader afhaal, kan hy jou laat struikel. Dit begin altyd subtiel. 'n Gedagte, of 'n frustrasie, of 'n onreg. Maar voor jy dit besef, is jou hart vasgevang in twis eerder as in vertroue. In reaksie, emosionele reaksie, eerder as in geloof. En skielik loop jy nie meer in die roeping nie, maar in reaksie. Maar solank jou oë op Jesus, sy Hebreëse naam Yeshua hou, kan jy uit die boot klim en op water loop. Maar die oomblik, wanneer jy jou fokus verskuif na situasies, begin jy sink. En die vraag is eenvoudig, waarna kyk jy? Waar is jou fokus? Is jou oë vasgenaal op finansiële druk, of vrees of angs, bekommernis, op 'n geliefde in die hospitaal of konflik, onreg en frustrasies? Jy sien, kyk jy lank genoeg na iets, verander dit jou hart. En wat begin as 'n onskuldige kyk word 'n begeerte, dit word 'n obsessie en dit word 'n afleiding. Dink aan Dawid. Sy pa Isaïe stuur hom om kos vir sy broers te vat. En hier staan 'n reus, Goliat, wat Abba Vader en sy volk bespot. Dawid vra, wie is hierdie Filistyn dat die slagordes van die lewende God, dat hy durf die lewende God uitdaag? En toe kom die afleiding. Dawid se eie broer Eliab beskuldig hom, verneder hom, probeer sy fokus steel. Maar Dawid argumenteer nie eers met sy broer nie. Hy verdedig homself nie eers by sy broer nie. Hy draai net weg van sy broer. Hy weet, sy stryd is nie teen sy broer nie. Sy stryd is teen Goliat. Mag ons dit vandag ook raak sien. Ons ware stryd is nie teen mense nie, maar teen geestelike magte, soos Efesiërs 6 vers 12 ons sê. Dawid het fokus gebly op sy roeping. Hy het nie gepraat oor hoe groot Goliat is nie. Hy het verklaar hoe groot sy God is, want hy sê, roep vir Goliat. Jy kom na my toe met 'n swaard en spies, maar ek roep na jou in die naam van Jotewawai. En die reus het geval. Wanneer ons fokus op Yeshua, gebeur die bonatuurlike. Menslike beperkings buig voor goddelike krag. So vandag, verklaar saam met Dawid, vyand, jy kom na my toe met vrees, jy kom na my toe met siekte, jy kom na my toe met onsekerheid, maar ek kom na jou in die naam van Jotewawai, die enigste lewende God. Hou jou oë op Yeshua, draai weg van twis, bly gefokus op jou roeping. Jy sal jou Goliat sien val.